Paai is een van daardie dinge wat die lewe eintlik vir ons baie makliker gemaak het. Ons kan ons eintlik nie vandag 'n lewe sonder paaie voorstel nie. En eintlik het ons vandag heeltemal bederf geraak met die goeie paaie wat daar bestaan. As 'n mens dink aan die antieke tyd, was die Pax Romana, die vrede wat daar in die Romeinse Ryk bestaan het, in 'n groot mate te wyte aan die goeie paaie wat daar bestaan het. Mense kon vinnig van punt A na punt B kom en die weermag kon vinnig rondbeweeg soos wat dit nodig was. Vandag nog is paaie verbindings weer tussen stede en dorpe om woongebiede met mekaar te verbind. Paaie loop oor brugge, oor riviere, oor passe. Dit maak dat mense wat op plase en afgeleë gebiede woon, ook maklik op ander plekke kan uitkom. Dink nou maar net, byvoorbeeld, hoe kan 'n mens letterlik van die een kant van Australië na die ander kant toe beweeg met die paaie wat daar bestaan. Maar paaie sou ook nie gewerk het nie, en veral vandag, waar daar teen 'n hoë spoed op paaie gery word, as daar nie padreëls was nie. Stel jou nou maar voor, wat sou gebeur as ons die middellyn van 'n pad wegvat? Wat sou gebeur het as daar nie spoedbeperkings was nie? Of beperkings van hoe wyd of groot die voertuig is wat van die pad gebruik kan maak nie? Dit is nodeloos om te sê dat dit op baie gevaarlike situasies sou neergekom het. Vandag, wanneer ons paaie gebruik, het ons eintlik 'n kontrak met elke ander padgebruiker. Ons kom ooreen dat ons 'n gestandaardiseerde stel reëls sal gebruik waar rondom ons almal die pad mag gebruik. So byvoorbeeld weet ons dat daar 'n bepaalde norm is en almal het en al die partye betrokke het ooreengekom dat dit die veilige manier is en 'n volhoubare manier is om die pad te gebruik. As ons mooi gaan dink oor die Bybel, sou ons kan sê dat die Bybel eintlik ook vir ons 'n stel norme of waardes gee. Dit is die hoofbron en kriteria van ons Christelike geloof. In die teologie praat ons dikwels van die norma normans en die norma normata. Nou die norma normans is wanneer ons erken dat die Bybel ons hoogste gesag is en gesagvolle spreuke van God is. Ons is die waarheid in die Bybel opgeteken en daarom gebruik ons graag die woord van God op hierdie manier. Maar 'n mens kan ook die woord sien as die norma normata en die gevaar daar agter is dat die Bybel dan eintlik verminder word tot 'n interessantheid, 'n belangrike boek. Maar die goddelike inspirasie en die gesag van die Bybel dra nie meer dieselfde water nie. Ons sal gou erken dat in die samelewing, wanneer daar nie 'n gestandaardiseerde stel waardes is nie, mense maklik spanning tussen mekaar kan beleef. Hoe mense met mekaar praat, die waardes wat ons handhaaf, hoe eerlik ons is oor sekere dinge, hoe ons lewe en wat goeie maniere is, word ook in 'n baie groot mate deur die Bybel bepaal. Voordat 'n mens 'n lisensie kan kry, moet jy eers 'n leerlinglisensie gaan skryf en jy moet 'n padtoets deurkom. Daardeur bewys jy dat jy genoegsame kennis opgedoen het en dat jy oor die vaardigheid beskik om die pad verantwoordelik te gebruik. Tog is ons nie konsekwent as ons dit op die lewe van Christene toepas nie. As ons sê dat die Bybel ons gestandaardiseerde stel waardes is, dat dit eintlik nog baie meer is en ons in 'n lewende verhouding met God wil bring, en ons leer nie daaruit nie, dan pas ons nie die reëls toe waarvolgens ons die pad wil gebruik nie. En daarom, as ons na hierdie analogie kyk, wil dit vir ons iets vertel van dat om die pad te gebruik, moet ons die reëls ken, ons moet oor die vaardigheid beskik. En as ons die lewe met verantwoordelikheid wil aanpak,
moet ons dalk meer moeite doen om die Bybel reg en verantwoordelik te gebruik. Ons sê dat die Bybel deur God geïnspireer is. God het die Bybel gebruik om in mense se leefwêreld in te speel en vir hulle 'n norm en 'n gestandaardiseerde stel reëls te gee, sodat hulle in vrede met mekaar kan saamlewe. En natuurlik, die belangrikste van alles, dat dit ons in verhouding met God bring. Die Bybel is God se woord in mensetaal. En daarom kan ek en jy gerus meer moeite doen om meer kennis op oor die Bybel op te doen en ook onsself in te oefen om dit verantwoordelik te gebruik. As jy weer bestuur, gaan dink aan die ander belangrike stel lewensreëls wat God vir ons gegee het. Amen.